the bridle of a horse in sure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses. Goeiedag en baie hartlik welkom by ons program Wild Horses. Saam met my in die ateljee natuurlik, Henny Volskenk, myself Willie Olwage, en ons gaan heerlik gesels juis in hierdie reeks oor ons wat as wilde perde, wild horses, not rebellious, but wild horses, vrygemaak deur Jesus Christus, nie meer onder die toom en gebring van die wet, die diensbaarheid van die wet nie, maar vry in Christus. Soos wat Henny verduidelik het voorheen, dat daar 'n vuur is wat in ons brand. Baie hartlik welkom. Is jy aan die brand, Henny? Dankie, yes. Elke keer as ons by mekaar kom, wat 'n voorreg en onthou, hulle sê yster en yster sluit. Yes. So met almal wat hier deel het, ons sluit mekaar en weet jy wat, dis lekker, ons word aan die brand gesteek. Nuwe openbaring, want openbaring gee vir ons weer rigting. Amen. En ons weet waar ons staan, want hy sê in ons, wat ons al voorheen gepraat het, om standvastig te staan in die vryheid van Christus. Amen. Staan vas daarin. In die vryheid wat jou vry maak. Waar dit word. Ek sien uit, altyd. Gepraat van vuur, ek dink een van die interessantste gevalle waar ons hierdie verskynsel van vuur het, en ons praat juis oor die wat opstaan, wat daai dryfveer, die hart vir Christus, die hart vir die Here het, sien ons in Moses, want hier stap hy op die pad, en die volgende oomblik is daar 'n doringbos. Nou ons weet, 'n doringbos, hoe vinnig brand hy uit. Doringbos is nou nie soos 'n sekelbos of 'n harde hout nie. Dis iets wat relatief vinnig uitbrand, en hier's ewe skielik 'n verskynsel. Maar wat ek optel, Henny, is kyk wat sê hy in Exodus 3, kyk wat Moses sê in vers 3. Hy sê, laat ek nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Weet jy wat tel ek hier op? Ek dink in normale omstandighede, en in 8 uit 10, miskien dalk nog meer, sou meeste van die mense dalk vir hierdie verskynsel eerder wegbeweeg het. En dit is iemand wat daai boldness het, om te besef, en hy het 'n beloning gekry, want hierin het hy eintlik God gesien, wat eintlik iets aan hom wou geopenbaar het. Maar wat as Moses nie, what if he was still the rebellious horse, want hy was, Yes. but soos wat jy vroeër in die program gesê het, hier sien ons die proses waar hy van 'n rebellious horse oorbeweeg na 'n wild horse, en dit is hierdie verskynsel. Wat sien jy hier gebeur? So wat ek hier sien is baie belangrik. Onthou het 'n verskynsel was van vuur, moet jy verstaan, daar is nog steeds liefde betrokke. Dis nie 'n oorweldende ding wat op jou afkom, wat jy so sal dryf in 'n hoek en vrees op jou plaas nie. Daar was 'n belangstelling. Ja. Was iets. Hy moes iets weet. Hy het iets gesien in dit wat gebeur het. In sy geval die brandende bos, Yes. het hy geweet, daar's iets groter. En dis wat ek vir jou wil sê. Jou brandende bos, en ek wil dit sê in Engels, the encounter. Yes. Jy moet 'n ondervinding, 'n bonatuurlike ondervinding met God self hê, met sy Seun en sy Heilige Gees, sodat jy kan verstaan. En Willie, daar's 10 goed wat daar gebeur het. Wat ons vinnig gaan nog kyk, en nie om te jaag nie, maar ons gaan loer, want onthou, hierdie is die stukke wat aan mekaar gesit word, dat ons verstaan, ons moet leer wie God is in die situasie. Absoluut. En in jou situasie wil God vir jou iets openbaar. Ja. Toe ek wil vir jou sê, daar is 'n supernatural encounter, 'n bonatuurlike ontmoeting met God self deur Christus en die Heilige Gees op vlak dat jy gaan verstaan. Amen. Miskien is jy daar buite en jy verstaan nog nie al hierdie goed nie, maar ek gaan vir jou sê, jy sal sien dit sal na jou toe kom. Na ons episode en na hierdie episodes van ons gaan jy beter verstaan. Dis hoekom ons hierdie Wild Horses ding doen vir almal. Wat het gebeur daar by die bos? Jy sê daar's 'n klomp dinge wat gebeur het. Kom ons begin in ons hart 'n bietjie deur. Alright, kom ons kyk, daar's 10 goed wat gebeur het. 1, daar was 'n bonatuurlike ding wat gebeur het daarso. 2 is 'n heilige oomblik. Ja. Want God het in die geselskap met hom gesê, die encounter, toe sê hy vir hom, trek jou skoene uit, want jy staan op heilige grond. So ek wil vir jou sê, jou encounter wil ek net so vinnig al stop om te sê, wanneer dit gebeur, is daar 'n heilige oomblik wat plaasvind. Ons moet weet, God wat praat in ons sterre, maar hoe awesome is dit, wil hy stel belang om met jou te gesels oor iets. Wow. Om net daai oomblik net so 'n sekond daar te stop om te sê, hy stel belang in jou. Ja. Hy stel belang in die Wild Horse in jou. Wat verder ook gebeur het daarso is,
daar's 'n openbaring wat ons baie oor gesels. Dan sal ook God hoor gebeure wat baie mooi is. En dit sal later inpas en ons sal op later net by hom stop om te verstaan. Die hele ding wat met Moses gebeur het is oor 'n groep mense wat in slawery was. As ons tema vers wat Galasiërs 5:1 wat sê hy? Hy sê die vryheid en die slawery. Daar was mense in slawery en hulle het gebid vir hulp. Ja. En God antwoord gebeure. En dit wil ek vir jou garandeer vandag. God beantwoord gebeure. En daar's godly timing. Ons sal 'n bietjie daaroor gesels later. Opdrag. Daar was 'n opdrag Willie wat net so belangrik is. Sonder 'n opdrag is daar nie 'n besluit nie, sonder 'n besluit is daar nie beweging nie. Ja. En dan is daar 'n plek. Ons 'n geographical destination in Engels gesê. Wat uitgebeeld word in elke situasie. Dan is daar wie is jy? Hy het met Moses gepraat. Wie is Moses? Wie is hy? Hoe sien God hom? En dan was daar 'n geselskap. Oh man, dis so beautiful. Daar was 'n geselskap. Lekker om te weet dat die Here wil met jou gesels. Deur middel van die Heilige Gees. Deur die vryheid wat Christus vir ons koop, kry ons die geleentheid om met die meester te gesels. Ja. En hy het iets op sy hart vir jou. Hoe awesome is dit? Iets vir jou. Dan 'n belofte. Wow. Daar's 'n beloofde land. Daar was. Ja. As ons hierdie storie verstaan en jy het dit nog nooit gehoor het nie, daar was 'n belofte en daai belofte het so uitgestaan om God se naam groot te maak. En daai belofte is vir jou ook op buite. Jy die belofte. Jy kry 'n geleentheid vir jou gesin en elke generasie na jou. Wow. Dit was sommer lekker. En dan op die einde, ons punt nommer 10 is so mooi. Daar was 'n uitleg en daar was 'n ontvanging gewees. 'n Uitleg is 'n dieper verduideliking. Daar 'n miracle gebeur, so diep miracle gebeur vir hom, maar ook vir almal wat met hierdie miracle gaan teekom. En ek wil vir jou sê, daar is 'n miracle daar buite vir jou. Hy bespreek vir jou en dit begin alles by 'n encounter. Ja. Right. Wow. Ek sit en luister en die punte wat jy uithaal en so die eerste ding wat by my opkom, toe jy begin met al hierdie dinge so uithaal, is so baie kinders van die Here mis uit somme dadelik van die begin af, dat jy gaan deur jou hele tydperk, en ek verwys nou na miskien mense wat nou al lankal die Here dien en 'n pad lankal met die Here gestap het, maar in daai hele proses nog nooit 'n encounter met God gehad het nie. Want dit maar nog net, en ek hou daarvan om hierdie woord te gebruik, 'n kulturele Christen. Ek wil jou uitdaag om nie net 'n kulturele Christen. Wat is 'n kulturele Christen nie? Dit is iemand wat amper net op papier al die regmerkies stiek, maar in daai proses nog nooit 'n ware lewendige verhouding met Jesus Christus. Om te weet dat hy is jou saligmaker, dat jy met hom in gesprek is, dat jy 'n verhouding met hom het. Weet jy, daar is so baie kulturele Christene in Suid-Afrika. Jy kan gaan kyk in enige, as jy byvoorbeeld gaan na skoolfunksies, daar word geopen met gebed. Almal het respek, hulle buig die hoofde, hulle sluit die oë as daar by funksies, maar die vraag is, hoeveel van daardie mense is werklik gered, wedergebore? Weet jy, ek het snaaks genoeg hierdie week, het ek net vir interessantheid, en ek het nou nie eens geweet, ons gaan hieroor praat, het ek net in interessantheid bietjie gaan navorsing doen, en ons weet, hierdie syfers kan nie bewys word nie, dit is vir algemene syfers, dit werk op die wet van gemiddeldes, maar het jy geweet dat die hoeveelheid wedergebore Christene in die wêreld 13% is? Ja. Wedergebore. Daar word beraam dat daar ongeveer tussen 23 na 30% van die wêreldse bevolking hulle self as Christene sien, en dan nou, Christen is 'n groot omvattende woord, wat dan nou natuurlik uit van die katholieke geloof, regdeur tot Pinkstergeleedere, hoe dit ook al sê, die oomblik as jy Christus, maar wanneer dit, ek wil amper sê, geredefine word na wedergebore kinders van die Here, wat regtig 'n encounter dan het, want hoe anders kan jy wedergebore word sonder 'n encounter? En as dit ware syfers het, dan het ons nog baie werk om te weet dat slegs 13% van die wêreldse bevolking werklik kan proklameer dat hulle wedergebore kinders encounter gehad het, ervaring met die Here. En dit is die vraag wat ons moet vra. Juis ook in hierdie episodes, om vir mekaar hierdie vraag te vra. Is ek, am I wild at heart? Het ek 'n vuur hier binne my? Ons almal ken daai liedjie, is daar 'n vuur hier binne? En hierdie tipe dinge, ek wil hierdie is 'n transformasie van die vuur wat hy ervaar het, wat oorgeplaas het, die salwing, ons kan dit sien, amper dat dit word deel van my en jou lewe, dat daar is 'n vuur hier binne ons, maar hier kom Moses en hy ervaar dit op 'n hele ander, hy ervaar God in 'n visuele manier,
waar hierdie encounter, die beloftes, die opdragte, soos wat jy daar gesê het, God gee vir hom 'n opdrag. Maar dit steek by my vas, om hierdie vraag te vra en onsself dan onder die vergrootglas te plaas. Hoeveel van ons is net uit 'n kulturele oogpunt, ek wil amper sê uit 'n religious, ons het so groot geword in die huis, maar God roep ons tot stilstand en sê vir ons, trek jou skoene uit. Dis heilige grond. Dit is heilige oomblik. Ek wil myself aan jou openbaar deur die vuur dat jy my kan sien. Weet jy wat deel van daai vuur was ook nie net visueel nie, né? Dit was ook die hitte, dit was die ervaring, die gevoel. So baie dinge gebeur hier, maar die vraag moet gevra word, hoeveel van hierdie punte, hierdie 10 punte wat ons genoem het, ervaar jy as kind van die Here in jou En lewe? ons noem dit altyd. Onthou, ek dink 'n groot hoeveelheid van die mense wat nie weergebore is nie, het die keuse gemaak om te sê ek glo dit nie. Ja. Maar waar jy want ons sê dit altyd. Ons praat baie daaroor, Willie, wat ons sê liewers ek verstaan nie. En Here, help my dat ek kan verstaan wat U vir my wys. Ja. Want as Moses daar gekom het en gesê het ek glo dit nie, en hy loop weg. Het hy alles gemis? Het alles Wow. en al die dinge. Absoluut. En onthou, dis die verantwoordelikheid wat ons dra, maar dit moenie 'n burden wees nie. Ja. Hier is nie 'n burden nie. Hierdie is vir jou om te verstaan, om te beweeg, om jou pad verder te vat. En jy wat nog nooit gered was nie, om jou pad te begin. Dis belangrik. Ja. Maar ek dink ons moet daar kom om te sê, en ons praat daaroor, is om vergifnis te vra om te sê, waar ek gesê het, ek glo nie en myself uitgesluit het. Ja. Om te kom en te sê, weet jy wat, Here, vergewe my waar ek gesê het, ek glo nie, maar help my. En wil jy soos ek hier sit, voel ek die Heilige Gees dryf my. Verseker jy daar vir buite. Hier is jou brandende bos. Yes. Hoekom sit jy en kyk? Hoekom het jy ingeskakel? Wow. Dis presies waar Moses was. Wow. En kyk verby ons. Ons is hier, laat die heilige vuur brand deur ons woorde en dit wat ons aanbied, sodat jy kan staan en verstaan, hierdie 10 punte is beskikbaar nou vir jou. Ja. En jy kan nou dit op te neem. En ons gaan julle help om te verstaan hoe hy dit aanvaar het. En hy het dit aanvaar met een ding. Die standaard van die Here is nie moeilik nie, Winnie. Ja. Hy sê ek het jou reeds gemaak met keuse. Okay. Al verstaan jy nie, kies. Ja. Soos vergifnis, ek vat 'n voorbeeld as ek kan. Jy sal nooit voel om te vergewe nie. Want jy is seer gemaak. Ja. Jou gevoelens is seer gemaak. Maar as jy kan besef, Here, ek kies vandag en help my, gee my die krag om te vergewe, is 'n different ding. Ja. En dis dieselfde met hierdie. Here, ek verstaan dit nie, ek het dit nog nie so encounter nie. Maar Here, ek vra vandag, help my. En as jy nog nooit het nie, ons bid altyd die sinnespreek saam, die aanneming daarvan. Maar hierso is 'n oomblik wat jy die brandende bos kan ervaar, soos Moses dit ervaar het in sy tyd op sy dinge. Wil jy, ek wil graag as ek kan, net die opdrag, die plek en wie. Ja. Wie is jy? Wie is jy vandag? Is die Here wil vir jou sê vandag, jy het 'n plek waar hy jou wil gebruik. Amen. En jy weet ek wil begin by jou huis. As jy getroud is, as jy kinders het, weet jy om 'n seun te wees vir 'n ma, is 'n roeping. Sure. Om 'n boetie of 'n sussie te wees is 'n roeping. Ja. Om deel van 'n gemeenskap te wees is 'n roeping. En ek wil hierdie net vir jou sê, geen plan begin sonder gehoorsaamheid nie. Ek wil dit weer sê, geen plan begin sonder gehoorsaamheid nie. So jy moet weet, alright, ek vat verantwoordelikheid vir my lewe. Ek hoor wat gesê word hier. Nou wil ek meer weet. En ek wil graag na hierdie episode wil ek hê jy self moet dit gaan lees. Exodus 3. Exodus 3, as dit Engels is en jy kyk saam met ons. Gaan en gaan lees dit, want uit die woord sal die openbaring dieper en dieper en dieper gaan. En dis waar die wie is, dan die Here jou wys. 'n Plek is belangrik. Jy is op pad iewers heen en dis wat ons oor praat in hierdie reeks van ons. Die pad en die perd. Ja. Die pad en die perd. Yes. Hy loop saam. Ja. En dis waaroor dit gaan, is die pad en die perd om verder te gaan. En ons gaan later in ons episodes gesels ook oor een van ons episodes gaan oor die pad. Daar's 'n spesifieke vers wat sê die pad is die pad. En as jy die pad verstaan en jy verstaan wie hy is wat ons oor praat en waantoe jou pad is. Alright, weet jy wat om te doen op die pad. Yes. Dis waar ons gaan lekker na kyk verder vorentoe. Hierdie program en die rede hoekom jy daar sit, reg soos wat Henny sê, is daar is 'n divine appointment. Daar is 'n goddelike afspraak gemaak. Hier was 'n goddelike afspraak met Moses gewees. Ons het begin hierdie episode om te praat van die nuuskierigheid want Moses het gesê, laat ek gaan en kyk. Maar as ons gaan kyk wat het gebeur voor dit, was daar iets wat meer interessant gebeur het. Kyk wat sê hy vers 2, daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit die doringbos. Dit is eerste wat gebeur het. Dit was 'n divine appointment. Dit was die rede waarom hy daar op daardie plek was. Daar alreeds kon Moses besluit het,
om hier, en as ek nou plain Afrikaans die hasepad te kies, weg te hardloop, vleeslikheid hom kon oorkom het. En jy het 'n keuse om weg te stap van hierdie program af en te sê, weet jy wat, dit is nie vir my nie, en ek weet nie of hierdie, en terecht soos wat Henny sê, moenie sê ek glo nie daarin nie, sê eerder ek verstaan dit nie, want om te sê ek glo nie daarin nie, ontneem jy jouself van soveel dinge. Ons gesels, en in een van ons episodes gesels ons juis oor die groot aspek en die belangrike kardinaal om te kan glo. En as jy iets nie verstaan nie, moet ons nie daai twee opmeng nie. En alhoewel Moses nie hier verstaan het nie, het hy nog geglo. Dit het hom laat bly. En ek wil dit vinnig net vir ons aanraak. Onthou, hier is 40 jaar wat hy rebellious was. Waar hy, soos jy sê, die hasepad gekies het in 'n situasie. Ja. Maar ek wil vir jou sê, En hy het dit al voorheen gedoen. Hy het al gehardloop. en ek wil hierdie noem vir jou is dat, onthou weer eens, sy male en sy paale was iemand wat vir hom gebid het. Daar was 'n doel en 'n plan vir hom. Ja. So ver soos wat jy dit gemaak het al buitekant. So ver soos wat jy gemaak het iemand vir jou gebid. Wow. En jou het die geleentheid gegee om vandag te staan by jou brandende bos. Ja. En om te ervaar wat Moses ervaar het. En vir wat is dit? Daar is 'n doel. Jy is 'n generation changer. Jy gaan iets vir die Here doen. En daai ding is spesiaal uitgeboek vir jou. Niemand anders kan dit vir jou lewe nie. Jy is die een wat dit moet doen. Jy is die een en dis wat ons wil doen. Ons wil jou help. Ons wil jou net 'n rugsak gee of 'n saddlebag, as ek die dink aan, met die nodige goed wat nodig is om wat om te doen, waar jy is, wat om te verwag, want daar is ouens wat die pad geloop het en ons gaan later in die episode ook gesels van getuienisse. Ja. So ja, Willie, dit is die kardinale ding wat jy gesê het, hy het 'n encounter gehad. En hy encounter het dinge begin loskom. 'n Heilige oomblik is ook vir jou as mens. Daar gebeur iets Ja. as jy in sy teenwoordigheid is. Amen. Daar's 'n vasgryp en dis wat ons praat van die vuur. Ja. Dis daai vuur wat begin hier binne in jou. En daai vuur moet iewers heen gaan. En dis wat ons van praat. Maar ek wil hê as jy by 'n brandende bos is, moet dit nie jaag nie. Moenie hierdie oomblik jaag nie. Moenie op 'n punt kom dat jy onseker raak nie. Want onthou daar iets ook gebeur, die uitleg en die ontvang. Hy het 'n wonderwerk ontvang wat hy gewys het. En wil jy baie mense gaan vra en ek het daai vraag in my lewe gevra. Nee, ek het nie in 'n regte plek groot geword nie. Ek het nie 'n regte geleentheid gehad nie. Ek was miskien nie outcast geweest. Ek was rebellious geweest. Ek het ook sulke vrae gehad. Ja, En om te sê, wat kan ek bied? Maar hoor dat jy in hierdie ding wat jy gaan lees, sê op die einde vir hom, wat het jy in jou hand? Want Moses kom, hy sê nee, ek praat nie lekker nie. Ek kan nie lekker gesels nie. Ek is nie die regte ou nie. Daar's 10 ander ouens en hy wil hom by die hassepad vat. Ja. Weer 'n keer. Maar God sê vir hom uit liefdeheid, hy sê, wat het jy in jou hand? En dit was 'n staf. En jy weet die hele verhaal van hom, daai staf het 'n groot rol gespeel. Ja. En hier sit ek wil graag vir julle sê, Jesus is die equalizer. Maak nie saak wat jou gebeur het nie. Van vandag af as jy aanvaar in hierdie encounter van die Here in jou lewe toelaat, wat gaan gebeur? Alles wat tekort was, bring hy tot daar. Stuk ook het hy gesê, steek jou hand binne in jou kleed, en toe hy hom uithaal, toe het daar 'n siekte op hom gekom en hy het hom teruggesit en hy hom uitgehaal, was hy gesond, om te wys dat die Here is in beheer van hierdie hele ding wat vir jou gegee is. Wow. Is dit nie mooi daai nie? En nou wil ek noem die gesels. Daar was 'n geselskap. Wow. Dis nie 'n sweep wat heeltyd net klap en jy moet spring nie. Ja. Daar's 'n belangstelling in nie. Ek tel amper, as ek dit kan sê, ek het dit een keer in 'n boodskap gebring en ek wil dit amper komies sê. Dit is amper asof en ek sê nie God, want God is heilig en God maak nie grappies nie. Ek besef dit, maar ek probeer my in hierdie situasie indink. En jy weet, as iemand nader kom en hy's half bang, en kyk wat gebeur. Die Bybel sê, toe die Here sien dat hy nuuskierig is en nader kom, roep God na hom en sê, Moses. Op sy naam. Ek weet nie hoe het Moses gereageer nie. Ek weet nie hoe hy dit gesien nie, maar dit is wat jy sê, daar was 'n conversation. Dit was nie, hierdie fire was 'n consuming fire, en ons weet altyd die consuming fire van die woord van die Here is, wat jy net nog gesê, daar's vriendelikheid daarin. It's to consume the impurities, not to consume the righteous. Dit is juist die vuur wat in ons hart brand, not to consume us, but to purify. En dit is dieselfde vuur wat ons hier sien. Maar ook wat jy sê, die gesprek het hier begin met God. Toe hy die nuuskierigheid sien, toe sê God vir hom, Moses. Hy roep hom op sy naam. Ek dink Moses het miskien dalk geskrik,
vir hierdie verskynsel, hierdie encounter, maar onmiddellik het daar, ek glo, vrede oor hom gekom. En hy het besef, en daar het die eerste instruksie gekom. Moenie nader kom nie. Wat doen Moses? Hy luister dadelik. Yes. Hy stop, hy trek sy skoene uit. Wat sien ons? Ons praat die hele tyd van die opdrag, die gehoorsaamheid, die afspraak, die appointment, al die dinge wat jy genoem het, die plek. Yes. En weet jy wat's mooi van dit is ook, die liefde wat jy ervaar deur hierdie episode, vandag met die brandende bos, Ja. is die liefde wat jou so oortuig. Ja. Hy roep jou uit liefde uit. Ja. Baie mense sê, ek het die Here gekies. Ja. En ek wil amper, as ek dit so kan sê, is amper 'n verkeerde stelling. Ja. Hy het jou Hy het jou gekies. eerste gekies. En jy het gereageer soos hy gereageer het. So as jy vandag voel jy wil reageer, daar is 'n way. Sê Here, hier's ek. Ja. Soos elke een in die Bybel gesê het. Moses het ook gesê, hier's ek. Hier's ek, verstaan? En die Here sê hy ken jou op jou naam en dis so mooi. Ja. Want hoe sal ons weet as hy wat daar is? Ja. Weereens, want hy het ons gemaak in sy ewebeeld, wil nie. Sure. So hy praat met, maar jy sal recognize, jy sal weet wie hy, jy sal erken wie hy is, want hy het jou gemaak. En dis jou oomblik. Maar ek wil ook vir jou praat wat op die pad was. Hoeveel van ons mense is 40 jaar, 50 jaar op die pad, en jy het nog nie daai encounter gehad nie. En hierdie is jou bos vandag. Ja. Jy ken hom, jy weet van hom, jy respekteer hom, maar het jy regtig met hom al gesels? Ja. Het jy al diep gesels? Het hy al vir jou gewys, wat is jou laaste chapter? Al is jy 80 jaar oud vandag. Jy het nog 'n hoofstuk om te loop, want hy was 80 en hy het 40 jaar geloop na 120 toe, wil nie. Wow. Wat 'n storie van hom. En baie van ons het stukke van Moses se storie. Maar ek wil regtig terugkom om te sê hierdie episode is om jou te laat verstaan, soos wil jy uit die woord uit gelees het. Daai is woord wat hy uit gelees het, wat jy self kan lees, is om te sê, hier's my encounter, wat doen ek? Eerste, gaan nader. Kom nader aan die Here. Absoluut. Laat hy jou kan roep op jou naam. En ek glo waar jy sit vanoggend, die Heilige Gees roep jou op jou naam. Hy sê dis veilig waar jy nou is. In hierdie episode wat jy kyk, hoe jy dit kyk, oor jou selfoon of op 'n video wat vir jou gestuur is of hoe dit nou by jou uitgekom het, of al het iemand jou vertel, sal jy weet daar is rustigheid. Ja. Ek sien dit Sondag na Sondag. Jy staan op die kansel, jy bring 'n boodskap en dan is daar 'n uitnodiging. Daar is uitnodiging na mense om te reageer vir 'n encounter. En so baie keer is daar in 'n kerk waar daar 200, 300 mense sit, 500, selfs 1000, hoe groot die kerk of die gemeente is, reageer daar net 'n porsie. Daar is net, en dis presies wat vandag gebeur, en dis presies wat gebeur het. Die verskil is net, Moses het die geleentheid aangegryp, toe die encounter ontstaan, toe God se teenwoordigheid daar was, en toe hy nader beweeg, om uit te vind, om te sê, maar ek wil meer uitvind, en dit is presies wat vandag hier gebeur. Daar word deur die stem van die Here en deur die Heilige Gees, word daar 'n aptyt gewek, en 'n uitnodiging vir jou, om te sê, ek wil nader aan God beweeg, ek is nie meer tevrede net met 'n platoniese, Christen, kulturele verhouding, nee, ek wil meer ontdek, ek wil nader aan die vuur beweeg, ek wil sy hitte voel, ek wil die encounter voel, ek wil God se stem hoor, al hierdie dinge. En as dit is wat kort kom in jou lewe, wil ons graag saam met jou bid. Henny, wil jy graag ons lei in gebed en ons almal daarbey insluit, dat dit ons strewe is om nader te beweeg in dit wat die Here vandag vir ons gedek het. 100%. Vader, ek dank U, Here, vir 'n getuienis soos hierdie wat in die woord is. Dankie vir die woord wat Jesus is, wat lewendig is. Hy gesels met ons vandag. En dankie vir openbaring. Here, ek wil bid vir elkeen van ons. Here, wat hier sit, ewen ons wat hier sit. Here, dankie dat ons die vrede en die belangstelling sal raak sien. En ons praat van wild horses, waar U nou 'n atoom op ons sit en 'n ander atoom afval, maar daar is 'n leiding, dat U ons kan lei na waantoe. Hierdie hek wat oop staan, na 'n beter lewe toe, na hierdie encounter toe, om saam met U 'n pad te begin stap. Ek dank U, Here, vir die Heilige Gees wat nou uitreik oor almal, en op sy vlak van verstaan en sy grootheid van geloof wat hy het, of net die belangstelling wat hy nog nooit sy geloof in aksie gesit het nie. Here, dat U hom sal ontmoet op 'n vlak wat hy sal verstaan. Die 10 goed wat ons herken het, Here, dat sal 'n werklikheid word in sy lewe. Ek dank U, Heilige Gees, dat hy vaardig sal raak oor elkeen. En Here, oor ons almal. Maar dankie, Here, nie net vir dit nie, maar wat uit hierdie mense se mond uit sal kom. En vir jy iemand gaan vertel van sy encounter, soos wat Moses se encounter gehad het, dat die ding sal begin 'n veldbrand veroorsaak. En laat meer mense sal belangstel. Ek bid dit in die naam van Jesus. En ek dank U, Here, dat die vuur wat ons hiervan praat, wat nou beskikbaar is,
alles wat almal weerhou om by U uit te kom, sal vernietig in die naam van Jesus. Ek dank U, Here, ons praat op 'n geestelike vlak. Enige geestelike binding wat enige Heer weerhou in die naam van Jesus om hierdie encounter te ervaar Yes. in die naam van Jesus. Breek ek dit in die naam van Jesus en ek dank U, Here, sodat elke een dit sal ervaar op sy Yes. vlak, maar op die grootheid soos wat Moses dit ervaar het. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. Mag hierdie tyd vir jou 'n ontdekkingstyd wees. Mag daar 'n geestelike nuuskierigheid in jou ontstaan. Wanneer jy komende Sondag waar jy aanbid in jou gemeente, moenie net kerk toe gaan nie, maar gaan na die brandende braambos. Gaan daar waar jy weet God is, waar jy weet sy teenwoordigheid is, gaan op met 'n verwagting soos wat Moses hierdie, ek wil sê, nuuskierigheid gehad het. Wil ons uiteindelik sê, dis die verwagting. Gaan met daai selfde nuuskierigheid, die verwagting. Here, praat met my. Ek wil die vuur sien. Ek wil die vuur, ek wil die hitte voel. Ek wil die stem hoor. Ek wil die beweging van die Heilige Gees in my lewe ervaar. Ek wil 'n encounter hê. Ek wil U beleef hierdie Sondag. En dit is ons gebed en ons seën wat ons oor jou wil spreek. Van Henny Volsking, myself Willie Olwage, mag die Here met U wees. Geseënde week. The bridle of a horse ensure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses.